Mense, ek is in Koos van die Groot Karoo. Vandag gaan ons vir julle Hollandse rookwors maak. Ek het nou die resep reguit uit Holland uit gekry. Nou, ek laat net vir julle vertel. Daar bly dus daar 'n familielid van my in Holland. En sy vertel toe sy gaan eendag na die Hollandse slagery toe. Dit is nou wat ons nou ken as 'n slaghuis. Om te gaan beesvleis koop. En toe vra die kerel vir haar, wat voor in beest? Nou na baie misverstande, 'n bietjie verduidelike oor weer vertaling kom met agterlid. Sy het toe eintlik vir hom gevra vir diervleis en hy vra toe watter soort dier se vleis wil jy hê? Nou toe kom er later agter beesvleis soos ons ken as daar rundvleis. Nou 'n rund is nou beest, die runderpes van vroeër jare, se pes onder die beeste. Nou maar toe raak sy nou later bevriend met die Hollandse slagter. Sy naam is Jantjie Paddekottel. Sy vertel toe vir Paddekottel van die oompie van haar hier onder in die punt van Afrika wat ook so met vleiswerkies doenig is en toe gee hy vir haar die resep. En dis nou volgens Jantjie Paddekottel 'n egte Grondense Hollandse rookwors. Daar in Holland is perdvleis mos nou algemeen. Ek weet dis niks snaaks nie, maar by ons sal perdvleis nie goed afgaan. So hier's nou, die resep sê nou perd, maar ek het nou maar die perd met 'n bietjie wild vervang. Ek wil nou nie self nie perd eet nie. Ons het nou hier 2 kg vark, 800 gram varkspek en 200 gram wild. As jy in Holland was, jy nou perd gekry, maar ons hou maar wyd by die perd verby. En ek het nou sommer hierdie resep hier afgeskryf, hier in my halfgeskreefde boek. Almal wat nou graag die boek wil hê, hier is hy daarmee al sover. So ons gaan nou eers die speserye inmeng, en dan gaan ons hom maal, dan gaan hy weer 'n bietjie yskas toe. Yskas is lekker koud gestel so oor 'n uur of wat, en dan stop ons hom. Wat ek nou net hier kyk, dis nou 3 kg vleis se vet alles, en dan 60 gram sout. Hier gaan hy in. Dan het ons 'n bietjie bruinsuiker, 21 gram bruinsuiker, daar gaan hy. Ons gooi nou eers die speserye in voor ons hom meng, want meng lekker deur met die malery. Dan het ons fyn koriander, 10 gram. Dan het ons nootmuskaat. Wat ek sien, dis so 10 gram. Nu het ons nog 'n redelike sterk ding, open maar stadig met hom. Dan het ek so 'n bietjie daarom die besigheid gemodifieer, hierso van ons gerookte paprika by, so 'n teelepel. Dan gaan hier gemmer in, so 10 gram fyn gemmer, 10 gram swartpeper, en dan naaltjies, net so 'n halwe teelepel naaltjies. Ons het nou al so 'n bietjie hier fyn gemaak hier in hierdie ding. Naaltjies is ook baie sterk. Jy moet nou nie ding oordoen met die naaltjies nie. Dan kom hier nou nog mostersaad by. Nou die mostersaad gaan ons nou by sit naal, dus gemaal, anders maal die mostersaad fyn met die malery. So nou ja, nou is alles hier in die vleis, ons gaan hom so 'n bietjie deurwoel met die hand. Besigheid ruik baie lekker. Egte, hoe sê Jantjie Paddekottel, egte Hollandse gerookte worse. Lande sê Paddekottel is een van daai Hollandse name, wat ou liewer sien in Afrikaans moet vertaal nie. So, ons hou dit nou maar so, ek weet nie van julle wat die bietjie Hollands ken, sal miskien weet wat dit beteken, maar dit is bitter onvleiend. Maal hom gou, en dan yskas toe. Nou hier is ons
wors nou gemaal, gooi nou ons mosterdsaadjies in, kom agterna in. As 'n ou die vleis maal, kyk hy's lekker koud, maar hy's nog redelik vetterig, dan gebruik ons 'n snytjie brood, gooi so 'n stukkie brood so af en toe deur die meel, dan gaan die vleis lekker deur. Nou ons woel nou gou hierdie mosterdsade so 'n bietjie deur, en dan gaan die vleis nou eers so vir 'n wyle yskas toe op lekker koud, en dan stop ons hom. Nou hier is ons nou by ons vleisie, hy het nou so vir 3 ure in die yskas gelê op baie koud. Ons gaan nou nog hier so 'n beker van Dan Engeltjie se beroemde gemmerbier hier inmeng. Alles met yskoud wees. En dan is ons bestop. Ons stop op nommer 32 varkderm. Nou ja, laat ons gemmerbier, maar hy's glad. Laat hy ingaan. Hierdie is Christian se visvangbeker. Alle redes hoekom die vis nie gebyt het nie is hier opgeskryf. Verkeerde aas, wind te sterk, wind te stil, aas te vars, aas te oud. As 'n man om redes weet hoekom die vis nie gebyt het nie, moet jy op die beker kyk. Nou ja, ons meng hom gou in. Hierdie gemmerbier is nou, dis nou 'n twist wat ek hier bygesit het. Ons wil maar kyk of miskien kan ons nou net verbeter op ou Jantjie se resep. Nou ja, daar is hy. Nou gaan ons hom stop. Net gewoon tankie vol maak. Ja, maar is 'n gladde besigheid hierdie. Ja. Oei, hier is ons derm nou opgelei. Nou gaan ons gou die stoppery vat. Harsy, loop hy baie lekker. Okay, nou hier is die wors nou klaar gestop, die wors. Ons kroep nou so af in ringe. Dit is blykbaar nou 'n eienskap van die rookwors, hy moet so in ringe wees. Kroep hom af. Omtrent so 'n stuk of so 'n halwe meter lank. Kroep hom lekker vas. Ons gaan die wors nou warm rook. En dan gaan hy, as jy die rook uitkom, dit gaan omtrent so 3 ure vat, dan sit ons hom in yswater, en dan is hy nou half gaar, dan moet hy ook nog net heeltemal gaar maak in die pan. Daar is hy. 2 van hulle. Gaan nou almal so vasmaak, ry hulle op die rot in, binne in die rookhuisie. Ek gaan nou gou 'n vuurtjie aanslaat, en dan rook ons, en dan gaan jy nou Hollandse rookwors sien, soos die Hollanders homself nie kan maak nie. Nou ja, hier is ons nou by ons gerookte Hollandse wors, of Hollandse rookwors. Hoe sê mens, die wors het baie lekker uitgekom. Ek dink dat hy ou slagter moet die lelike naam daar in Holland, hy kan maar trots wees. Ek meen, ek het nou hier 'n paar kwaliteitsbestuurders hier agter die skerms, en hulle het nou hier in die wors ingediek. Ek moes nou net keer om hierdie paar stukkies te red. Hy lyk baie mooi. Hy ruik baie lekker. Baie lekker wors. Ek weet nie of hy ou sommer beter is as hierdie kan kry nie. Jo. Ja, die wors nou veronderstel, skiet op.
om hierdie week te hou, maar ek lukt nie vanaand haal nie. Baie lekker.